Ons het vandag in Durban afgeskop met die AfriForum streeksberaad, die eerste van 3 berade. En hier het 'n somtotaal van 100 lede van dwars oor die suidstreek het hierdie beraad vandag bygewoon. Die beraad was 'n veiligheidsberaad waar daar spesifiek op strategiese en operasionele uitdagings en vermoëns gefokus is. Ons het ook voortgegaan met gebeurlikheidsbeplanning waar ons gekyk het na potensiële onlussituasies, potensiële brande en waar ons planne ontwikkel het om hierdie uitdagings aan te spreek. In die tye waarin ons bevind, word ons daagliks al meer en meer uitgedaag deur misdaad, deur natuurrampe en omstandighede wat ons samelewing in gedrang bring. En met hierdie tipe berade kry mense geleentheid om planne te ontwikkel en om inligting en kennis oor te dra aan mense sodat hulle self kan beveilig. Ervaring het vir ons geleer dat elke persoon het 'n rol te speel binne 'n buurtwag. Daar is nie 'n enkele persoon daar buite wat nie 'n bydrae kan lewer nie. Dit is belangrik dat ons as buurtwaglede ons gemeenskappe nader en mense betrek sodat hulle ook kan deelneem aan die beveiliging van ons gemeenskappe, maar sodat hulle ook direk betrokke kan wees en 'n bydrae kan lewer om dan nou ons gemeenskappe te beveilig. Ek was vanoggend hierso teenwoordig by die Suidstreek se beraad en spesifiek gefokus op wat is die situasie in die Suidstreek en dan ook hoe dit deur die res van die land beïnvloed word en hulle het veral klem gelê op die steenkringgroepe wat baie belangrik is dat ons nie net geïsoleerde takke op ons eie werk nie, maar dat ons besef dat die misdaad in ons area is afkomstig van ander dorpe rondom ons en die misdaad in ons area kan ook ander dorpe beïnvloed. So ons moet mekaar help saam te werk en dis regtig die kernboodskap wat ek saamgevat het. Ons het in ons stad beide 'n buurtwag vir die stad en dan het ons ook 'n plaaswag vir die omliggende plaasarea. En dan ja, in terme van misdaad, ons kan praat van die kleinskaalse misdaad wat ons ondervind en dan ook die uitdagings wat ons met die georganiseerde misdaadsyndikaate het. So ons praat van die kleinskaalse misdaad, dit is fietsse wat gesteel word, karvensters wat uitgeslaan word, selfone en laptops wat gegryp word. Natuurlik, ons is 'n studentedorp, so die studente word veral geteiken deur die misdadigers. Ons het ook groot uitdagings met die georganiseerde syndikaate. Hulle is ook 'n groot uitdaging vir ons polisie. Hulle is afkomstig van die Kaapse vlaktes wat eintlik baie naby aan Stellenbosch kom. Hulle kom uit daai area uit en ons het vir al die afgelope tyd plase wat geteiken is, veral gasteplase. Ek kan nie kla oor ons polisie of ons sekuriteitsmaatskappye nie. Regtig, ons het al baie operasies saam met hulle gedoen. Daar is baie toegewyde polisiemanne en ook toegewyde sekuriteitsmaatskappye. Maar die feit van die saak is dit is net nie genoeg as jy wil hê om jou eie gemeenskap veilig te maak nie. En dit is waar ek voel die vrywilligers kom regtig in en speel so 'n belangrike rol. Ons het maar meestal te doen met kabeldiewe. Daar is baie gewone petty crimes, huisbrake. Ons is baie by motorongelukke. En dan is ons ook besig met baie ontvoerings in Port Elizabeth area wat nogal baie optel. Ons het aktiewe patrolle, so 35 patrolles aktief. Ons is 74 op die buurtwag, maar waarvan so 35 aktiewe buurtwagte is. Ons is altyd besig met inoefenings van ons gebeurlikheidsplanne. Ons doen baie patrollies, ons werk goed saam met al die security companies, SAPD. So ons is baie opvoedgoeders wat hulle doen, is ons betrokke by. Die beraad is baie belangrik vir ons gewees. Die goedjies wat ons doen, die beplanning wat daar is, wat ons kleiner, fynere details, al was ons by die inligtingkursus en dit is dit net vir ons meer goedjies om in te vat en vra wat ons nie daai tyd geweet het nie, gaan ons nou terug. So ons sal terug gaan ons buurtwagte toe, hulle meer inligting kan gee en beter beplanning doen op ons gebeurlikheidsplanne.